Liefste gemeente, maak asseblief julle Bybels oop by Matteus hoofstuk 28. Ek gaan vir julle voorlees vanuit verse 16 tot 20. Matteus 28 verse 16 tot 20 oor die tema van disippelskap. Die geïnspireerde, gesaghebbende, die foutlose, algenoegsame woord van God sê vir ons in die einde van die evangelie volgens Matteus, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het toe nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Met hierdie gesag sê hy dan, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek lees net weer hierdie woorde aan die begin van vers 19. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Gemeente, ek begin vandag 'n 3 tot 4 weke tematiese reeks oor hierdie onderwerp van disippelskap. Disippelskap is 'n sambreel term, dis 'n baie wye konsep wat insluit alle aspekte te maak met disipel wees en disipelmaking. Nou, ek gaan poog om nie in hierdie tematiese reeks die preke soos lesings te laat voel nie, dis uiteraard altyd die gevaar wat 'n mens loop. Dit sal ook vir julle anders wees as my gewone prediking, want ek is gewoond om 'n teks eksposerend uit te lê, vers vir vers, daardeur te werk, dit te verduidelik, dit te illustreer, dit toe te pas in julle lewens. Maar dit is belangrik dat ons kyk na hierdie tema van disippelskap. Ek gaan poog om nie dogmaties te wees nie, maar wel om hierdie reeks prakties aan te pak. Ek gaan nie alles sê wat gesê kan word oor disippelskap nie, weens die wye aard van die onderwerp, maar ek wil dit wel so omvattend genoeg hanteer, dat ons herinner mag word, of dalk mag kom vir die eerste keer in ons lewens tot 'n behoorlike Bybelse begrip van wat dit beteken, Bybels gesproke, om 'n disipel te wees en om disippels te maak. Wat die uitleg van hierdie reeks aanbetref, ek gaan vandag begin met 'n oorsig, terwille van 'n holistiese begrip oor disippelskap. Ons sal kyk, soos dit staan op die bord hier agter my, na 'n definisie. Ons sal kyk na die elemente van disippelskap en ons sal ook kyk na die heroriëntering van disippelskap. Dan volgende wil ek graag 'n bietjie meer indelf in enkele aspekte wat ek vandag net vlugtig aan gaan raak. En dan wil ek ook hierdie reeksie afsluit op 'n praktiese manier en die hoe-vraag beantwoord. Hoe om prakties die groot opdrag van disipelmaking wat ons as kerk van Jesus Christus ontvang het uit te voer. Ons sal kyk na die inspanning, na die spesifieke werk, na die proses, na die doel van disipelskap. En mag die Here dan ook vir ons groei deur hierdie reeks. Hierdie reeks, gemeente, bring ek nou in die begin van die jaar ook as 'n voorbereiding vir die Covenantal Companions dagkonferensie wat sal plaasvind in die einde van Februarie. Ons het dit afgekondig. Daar sal disippelskap in die konteks van die plaaslike kerk ook geadresseer word deur 2 sessies wat bekwame godsmanne vir ons sal aanbied. Die beginsels van disippelskap deur Charles de Kiewit van Central Baptist Church en dan ook die praktyk van disippelskap deur Doug Van Meter van Brackenhurst Baptist Church. So hierdie is in voorbereiding om op te werk daarna toe. En ook in voorbereiding vir, as die Here wil, subtiele veranderings met betrekking tot ons werkswyse binne Antipas, sodat ons disippelskap meer mag aanmoedig tussen ons lidmate en ook binne in ons
bedienings. Uiteindelik is die doel dat ons getrou bevind sal word, effektief bevind sal word deur ons Here Jesus ten opsigte van sy groot opdrag van disippelskap. As julle die kwessies wat ek vandag aanraak, voel dat ek dit dalk onvolledig behandel het, wag net so 'n bietjie, ek sal dit waarskynlik in die volgende preke aanraak en bietjie meer daaroor sê, en die reeks mag dalk ook baie onvolmaak wees, gegee die wye aard van die onderwerp. Maar my vertroue is dat die Here kan 'n reguit hou met 'n kromstok slaan. So mag die Here werk in ons midde deur hierdie kort reeks. Ons groei, ons verdiep in die waarheid van sy woord en ons help om getrou te wees aan sy opdrag aan ons. Hierdie reeks gemeente is uiters belangrik want ons weet dat ons dikwels kom in daai groef van gewoonte, kan ek dit maar so noem, waarin die uitleef van ons Christenskap later net bestaan uit 'n worsteling om elke dag my stukkie Bybel te lees, my skietgebedjie op te sê en een keer 'n week daarom net by die erediens uit te kom, dat ek die boksies kan tik terwille van my eie gewete te stil. Maar deur die week raak ons so besig, so oorweldig met die verantwoordelikhede van ons alledaagse lewe, dat 'n Christen wees, kerk wees, raak gekompartmentaliseer in ons denke, afgeskei, verwyder van die res van ons lewe. En Christenskap raak vir ons min gefokus op groei as disippels van Jesus Christus, saam met ander wat hy aan ons verbind het binne die plaaslike gemeente. En daarom is dit so belangrik dat ons uitgedaag word om weer te oordink. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om kerk van Jesus Christus te wees? En vir daai rede kyk ons na verskeie aspekte deur hierdie reeks oor disippelskap. Dat ons nie stagneer in daai groef van gewoonte en Here Jesus so onteer nie, maar eerder dat ons sal herdink en ook onsself sal heroriënteer met betrekking tot wat dit beteken om werklik Christen te wees. Wat dit beteken om werklik kerk te wees. En dat ons ook so getrou en effektief sal wees met betrekking tot die Here Jesus se groot opdrag aan ons. So met dit alles gesê, gemeente, kom ons sluit ons oë. Kom ons nader die Here Jesus. Kom ons vra hom vir sy hulp dat hy deur die prediking van sy woord sal werk in ons harte en ons midde. Here, met vertroue op U buig ons die knie. Laag voor U aangesig kom ons, Here, en vra dat U ons in hierdie oomblikke sal bystaan. Here, ons het gelees nou net vanuit Matteus 28, U groot opdrag aan die net voor die hemelvaart, na U opstanding aan U kerk, hoe U vir U eerste disippels gesê het, alle mag in hemel en op aarde is aan U gegee, U is die heerser oor die heelal, U is die Here oor U kerk, die hoof oor U kerk. U is die een wat gekroon sit tans aan die regterhand van die Vader, van waar U sal kom om te oordeel. En op grond van die gesag het U hierdie opdrag gegee waarmee ons konstant besig moet wees as kerk. Gaan dan en maak disippels. Here, ons wil graag kom tot 'n dieper insig wat dit beteken om 'n disipel te wees en hoe om disippels te maak. Daarom seën ons in ons tyd saam vanmôre. Ek spesifiek wil bid, Here, gee aan my die regte woorde om te kommunikeer. Here, wees U aan die werk, deur die woord en gees in die harte van U kinders, om ons te verdiep, om ons in te lig, om ons te groei in ons begrip omtrent disippelskap. Here, nie net sodat ons intellektueel, wat ons oortuigings aanbetref, nuwe inligting mag inwin nie, maar sodat ons lewens getransformeer mag wees en ons werklik disipelmakende disippels van ons Here Jesus Christus mag wees. Kom en doen U werk. Steek my weg agter die kruis. Vertoon U heerlikheid en U waarheid, U wil aan ons, terwille van U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Gemeente, heel eerste aspek wat ek wil aanraak oor hierdie onderwerp is die definisie van disippelskap. Is 'n goeie plek om te begin wanneer ons hierdie onderwerp hanteer, die definisie van disippelskap. En ek is seker julle sou al met verskeie definisies in aanraking gekom het vanaf verskeie oorde. Daar is verskillendes in die wêreld daar buite, in die midde van die kerk. Hierso is byvoorbeeld 'n algemene een. Disippelskap is die proses waardeur ons leer om Jesus Christus lief te hê en na te volg, om uiteindelik soos hy te word, wat ons gesindhede en ons gedrag aanbetref. Is dit 'n goeie definisie? Is dit 'n akkurate definisie? Is nie 'n strikvraag nie. Ek dink dis 'n goeie definisie. Dit vat verskeie elemente van disippelskap vas, né? Byvoorbeeld die aktiwiteite van leer en leef wat saamgaan. Dit praat hierso spesifiek van 'n proses waardeur ons leer om Jesus na te volg. Ons leer om hom na te volg in die praktyk van ons alledaagse lewe. Wat hierdie definisie ook uitwys is die noodsaaklikheid van transformasie na die beeld van Jesus deur middel van 'n proses. Hy sê dat ons deur 'n proses leer om Jesus na te volg sodat ons uiteindelik meer soos hy kan word. Dit raak aan die aspek van toewyding om Jesus na te volg. Dit raak aan die aspek van motief om hom lief te hê en uit liefde vir God 'n disipel van Jesus te wees. Dit raak aan die belangrikheid van 'n holistiese benadering. Dat disippelskap nie net ons denke aanspreek nie, maar dat ons verander om meer soos Jesus te word, wat ons gesindhede en ons gedrag aanbetref. So hier's heelwat elemente wat aangeraak word in hierdie definisie, maar dan is daar ook elemente wat ontbreek uit hierdie definisie. Byvoorbeeld die Bybelse klem in disippelskap op verhoudings en op mentorskap en op die middele waardeur God se gees ons groei op die pad van heiligmaking. En dit is hoekom die definisies verskil. Hulle raak en beklemtoon en plaas fokus op verskillende van hierdie elemente. Maar as ons gaan kyk na die Bybelse woord vir disipel, die term mathetes, soos ons dit kry, dis die selfstandige naamwoord wat in ons Bybels vertaal word as disipel. Die leksikale betekenis van daai woord is om 'n student te wees, om 'n leerder te wees, om 'n volger te wees. Dit is hierdie term byvoorbeeld kry ons in Lukas 6 vers 40, wat sê dat 'n disipel is nie hoër as sy leermeester nie, en as hy sy lering voltooi, dan sal hy soos sy leermeester wees. Dit praat van disipel, is die woord mathetes. Dit is wat 'n disipel is, 'n student, 'n leerder, 'n volger. Nou ek weet as ek hierdie woorde sê, dan interpreteer ons dit in ons westerse konteks. Ons dink aan student en leerder in terme van die lesingsaal. In terme van die klaskamer, jy het die lektor, hy gee die lesing, die leerder neem dit in en hy word getoets op grond van sy kennis, sy inligting wat hy ingewin word. Dis nie hoe die eerste eeuse gelowiges dit sou gehoor het nie. Die eerste eeuse konsep van student, leerder, volger is meer wat ons vandag ken as 'n vakleerling, wil ek amper sê. Die ambagsman wat instruksie gee oor hoe iets gedoen moet word, en dan illustreer hy hoe dit gedoen moet word. Hy wys met ander woorde vir die vakleerling, en dan help hy die vakleerling om dit wat geleer was, daai instruksie en daai voorbeeld wat gestel was, te implementeer. En dan sal hy hom korrigeer soos wat hy foute maak en so aan. En dan word daai vakleerling getoets op grond van sy handewerk. Dis meer die idee agter disipel wees. So as ek 'n definisie dalk kan gee vir mathetes, 'n disipel is 'n toegewyde student. Dit is 'n leerder wat aktief 'n leermeester volg om van hom te leer deur middel van instruksie, ja, maar ook deur voorbeeld.
As ons kyk na die werkwoord vir Mattheituo en sy verbuigings, dis die woord in die Bybel, in die Nuwe Testament waarvan ons die idee van disippelskap kry, dis 'n wye term soos ek julle in die begin gesê het. Dit beteken eerstens om self 'n student, 'n volger, 'n leerder te wees, en dan sluit dit ook die idee in van om te veroorsaak of te help dat iemand anders 'n student, 'n leerder, 'n volger is. En hierdie woord, die werkwoord Mattheituo vir disippelskap sluit regtig alle aspekte in terme van disipel wees, disipelmaking. En die primêre geesgeïnspireerde voorbeeld vir ons om na te kyk in terme van disipelskap is natuurlik Jesus Christus en die 12. Sal ons goed doen om weer die evangelies te gaan lees met die idee van disipelskap in ons harte. Soos dit vandag vir ons voorgehou word, om te sien hoe Jesus Christus disipelskap vir ons definieer. Kyk na sy leer en sy lewe. Ek sal bietjie meer daaroor sê nou. En na die 12 wat geleer het by hom. Jy weet, die 12 was toegewyde studente, leerders wat aktief Jesus as hulle leermeester gevolg het, om van hom te leer deur middel van instruksie, maar dis nie asof hulle in die klaskamer was die hele tyd nie. Hulle het sy lewe dopgehou, want hulle was oral met hom. En dit is deur sy instruksie en sy voorbeeld, dat hulle geleer het om God verheerlikende lewens te lei. 'n tweede aspek wat ek wil aanraak, nou dat ons gekyk het na 'n breë definisie vir disipel en disipelskap, is die elemente van disipelskap. Hoe lyk dit? En ek gaan hierdie elemente wat ek vir julle voorhou, nie in 'n spesifieke volgorde gee nie, en daar gaan natuurlik oorvleeling wees oor sommige van hulle, maar dis net om by julle 'n behoorlike begrip, 'n holistiese begrip te skep oor wat behels disipelskap, wat is dit? En soos wat ek aangaan, hou die voorbeeld van Jesus en die 12 in die evangelieverhale in julle gedagtes. Eerstens, eerste element van disipelskap is, disipelskap behels die aktiwiteite van leer en leef. Ons word geleer die woord van God in verskeie kontekste. Die woord van God is sy waarheid, sy wil vir ons lewens, en dit verander ons wêreldbeskouing. Omdat ons konstant in kontak kom met die woord van die Here, kyk ons anders as die ongelowiges om ons na God, na sy skepping, na onsself, na verlossing, na kerk en al hierdie dinge. Die leer van die Here verander ons wêreldsbeskouing, maar dit stop nie daar nie, dit vloei deur tot ons lewens. Dit impakteer ons lewens, ons gesindhede, ons gedrag word daardeur geaffekteer. En hierdie twee aspekte, leer en lewe, kan nie geskei word van mekaar nie. Dit is die twee kante van dieselfde muntstuk. As ons maar kyk na Jesus Christus se eie bediening. Die wat wil kan saam met my na Matteus 4 toe blaai, bietjie vroeër in die evangelie. In Jesus se bediening was leer en lewe in mekaar gevleg, heeltemal. Ja, daar was instruksie en is belangrik. Kyk na Matteus 4 byvoorbeeld, na sy publieke aardse bediening begin het met sy doop, nadat hy te hore gekom het van Johannes die Doper se inhegtenisname, sê Matteus 4 vers 13, hy het Nasaret toe verlaat en in Kapernaum by die see, die Galileese see, gaan woon. En hoe het sy bediening begin? Let op vers 17. Van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy het begin leer, instruksie gee. Kyk na vers 23. Jesus het die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer. Hy het die evangelie van die koninkryk verkondig, met ander woorde. Ons weet daar was in Jesus se bediening meer formele lering. Daar is vir ons van sy preke opgeteken in hierdie einste
Evangelie volgens Matteus. In hoofstukke 5 tot 7 het ons Jesus se bergpredikasie. In hoofstukke 24 en 25 het ons Jesus se profetiese rede, lang preke wat hy gegee het. Daar was formele lering, maar ook baie informele lering. Ons sien byvoorbeeld in hoofstuk 8, vanaf vers 18, hoe Jesus in 'n kleiner groep vir hulle geleer het oor hoe om hom na te volg. Of toe daar die vraag was oor vastyd en feestyd, hoe hy vir hulle in 'n informele konteks geleer het daaromtrent. Toe hy sy 12 uitgestuur het, nadat hulle sy bediening dopgehou het vir 'n tyd, onder sy lering gesit het, het hy vir hulle lering gegee oor hoe om uit te gaan en hulle bediening uit te voer. So daar was formele, informele instruksie, maar gaan goed terug na Matteus 4 toe. Dis nie al waar Jesus begin het nie. Kyk ook waar het sy bediening begin. Matteus 4 vers 18. Die oomblik toe hy begin het met sy bediening, terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy 2 broers gesien. Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer, en hy het hulle en ander geroep met die woorde, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. En so het hy hulle uitgenooi om sy voorbeeld dop te hou. Nie net na sy lering te luister nie, maar na die uitlewing daarvan te kyk. Hulle het dopgehou sy gesindhede, sy gedrag. Hulle het geluister na sy gesprekke met mense. Hulle het gesien hoe hy reageer op verskillende stimulus. Hulle het dopgehou sy genesings en die ander wonders wat hy gedoen het, soos die storm se stilmaak. Hulle het gesien hoe hy ander disippels roep, soos hy vir Levi, Matteus geroep het by die tolhuis. Hulle het gekyk na sy godsdienstbeoefening in Lukas 11, gesien hoe hy bid en hom gevra, Here, leer ons om te bid, soos Johannes sy disippels geleer het. Hulle het gesien hoe hy die skynheilige godsdienstige leiers van sy dag vermaan het. Met ander woorde, hulle was met hom elke dag. En hulle het in sy lewe, nie net in sy leer nie, maar in sy lewe gesien wat dit beteken om 'n God verheerlikende lewe te leef. En beide deur sy leer en lewe het hulle gegroei as disippels. So dis 'n eerste element, die aktiwiteite van leer en leef. Dan 'n tweede element van disippelskap is die transformasie van lewe. Jy sien, disippelskap is meer as net die aanleer van die inneem van inligting, die leer van informasie. Disippelskap is 'n toewyding om gehoorsaam te wees aan dit wat jy leer. En deur daai toewyding tot gehoorsaamheid verander die Heilige Gees jou toenemend. Let op, dis deur 'n proses. Dit gebeur nie oornag nie. Verander hy jou toenemend op die pad van heiligmaking om meer soos Jesus te word. Dit wil sê, dis transformasie net met betrekking tot jou intellektuele oortuigings nie, dis transformasie ook van jou hele lewe, is holisties, jou gesindhede, jou gedrag, ensovoorts, wat uitvloei uit veranderde waardes en 'n veranderde wêreldsbeskouing. Ek lees vir julle ietsie wat ek raak gelees het hierdie week. Ek het dit vertaal, dit was in Engels geweest, maar iemand het gesê, disippelskap het in Jesus se dag veel meer beteken as net die oordrag van inligting. Dit het verwys na die navolg en die naboots van 'n onderwyser se hele lewe tot so 'n mate dat sy waardes en sy wêreldsbeskouing ingeskerp word by die leerling. En dat daai leerling se denke, sy woorde, sy dade, sy houdings, sy reaksies, alles soos klei gevorm word. En hy soos die onderwyser word. So die transformasie van lewe. Nog 'n element van disippelskap is verhoudings. Disippelskap behels verhoudings. Dit wil sê, disippelskap gebeur binne die konteks van gemeente en gemeenskap. Niemand disipel homself nie. En disippelskap is nie iets wat in isolasie gebeur nie. Ons hoor deesdae gereeld mense sê, nee, die kerk het my seer gemaak, nou sit ek by die huis en boodskappe luister. Jy ontneem jouself uit die Godgegewe konteks en van die genademiddel waarbinne disippelskap Bybels plaasvind. En ek kan bysê, onder hierdie onderwerp van verhoudings, kerk is soveel meer as net eredienste bywoon. Disippelskap veronderstel
dat die disipel intentioneel met Jesus Christus, maar ook met die ander lidmate van sy gemeente omgaan wat sy alledaagse lewe aanbetref. Om in die konteks van groeiende vertrouensverhoudings ondersteun te word en te ondersteun en te bemoedig en uit te daag, aanspreeklik gehou te word, selfs tereggewys te word of ander te vermaan deur instruksie en deur voorbeeld. Nog 'n element buiten vir die aktiwiteite van leer en lewe, buiten vir die transformasie van lewe, buiten vir verhoudings is die element van mentorskap. Disipelskap behels mentorskap. Dit wil sê, dis gewoonlik 'n meer ervare, meer volwasse disipel wat hulle lewe konstant, konsekwent en ook intentioneel deel. Dit wil sê tyd afstaan, verander, om tyd te spandeer met 'n meer onervare, meer onvolwasse disipel, sodat hulle nie net die leer hoor nie, maar dat hulle dit aanskou in jou lewe, beide die positiewe en die negatiewe. Kyk, ons disipel ook ander deur hulle bloot te stel aan die negatiewe dinge in ons lewe, ons skandes, ons tekortkomings, dat hulle kan leer deur ons hoe om byvoorbeeld sonde in my lewe te hanteer. Om hulle bloot te stel aan elke aspek. En sodoende dat hulle in die praktyk kan leer hoe om 'n student, 'n leerling, 'n volger van Jesus Christus te wees. Mentorskap. Nog 'n element is toewyding. Disipelskap behels ook toewyding. Dit wil sê, dit verg iets van jou. Jy kan nie 'n disipelmaker wees of 'n disipel van Jesus as jy nie toegewy is tot Lukas 9 vers 23 nie. As jy nie elke dag jouself verloon, jou kruis opneem, dit wil sê jouself doodag aan die ou ek, die eie ek, my eie planne, ambisies, reputasie en 'n volger van Jesus is, wat Jesus se instruksie, wat Jesus se voorbeeld prioritiseer bo alles anders. Selfs al kos dit my iets. So toewyding. Nog 'n element van disipelskap is reproduksie. Disipelskap impliseer reproduksie. Dit wil sê om nie net self 'n student, leerling, volger van Jesus te wees nie, maar om te deel in sy groot opdrag wat hy aan al sy disipels gegee het. Naamlik om te gaan en disipels te maak. Dit impliseer dat ons gewillig sal wees waar ook al ons omgaan in die wêreld, by die werk, in jou buurt, in jou vriende en familiekringe, waar ook al jy is, om die evangelie voor te hou, te verkondig, op die wat positief reageer op die evangelie, om hulle dan te begelei na die plaaslike kerk waar hulle gedoop kan word en as gelowiges opgeneem kan word en waar hulle in die konteks van gemeente en gemeenskap geleer kan word om te onderhou alles wat Jesus beveel het. Volgens die teks wat ons gelees het. Reproduksie. Om nie net 'n disipel te wees nie, maar ook 'n disipelmaker, met ander woorde. En dan 'n laaste element wat ek aan wil raak, daar is seker ander, maar hierdie is die hoofelemente. Nog 'n element is die middele. Disipelskap behels sekere middele. God, deur die agentskap van sy Heilige Gees, gebruik middele wat kern is tot ons Christelike lewe en ook kern tot disipelskap. Dit wil sê 'n konstante gesteldheid op die Bybel, wat jy daagliks lees, 'n konstante gesteldheid op gebed, daagliks, 'n konstante gesteldheid op gemeente. Dit verg dat ons denke verander in ons humanistiese, individualistiese wêreld, veral hier in die stad waar ons woon, ingesteld op gemeente, om ingestel te wees op gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Hierdie is die elemente, die aktiwiteite van leer en leef, transformasie van lewe, verhouding, mentorskap, toewyding, reproduksie, middele. En 'n derde aspek wat ek wil aanraak, dalk meer prakties, is die heroriëntering van disipelskap. Die heroriëntering van disipelskap. Gemeente, dit wat ek vanoggend pas vir julle gesê het, dwing ons tot 'n radikale herdink en 'n radikale heroriëntering in terme van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Vir baie van ons
Ek dank die Here dat daar so baie is wat verstaan waaroor dit gaan. Maar ons moet weer eens herinner word, herdink, heroriënteer word met betrekking tot Christen wees. Julle weet Handelinge 11 vers 26 sê dit was in Antiochië wat die disippels die eerste keer Christene genoem was. Met ander woorde, Christen is 'n sinoniem vir disipel. 'n Christen is 'n disipel van Jesus Christus. Dit wil sê 'n toegewyde student, leerder wat aktief die leermeester Jesus Christus volg om vanaf hom te leer deur in sy instruksies, sy lewensvoorbeeld, sodat ons soos hy kan word. Nie net in ons kennis nie, maar in ons hele lewe. Is dit wat jy is? Is dit hoe jy jou Christenskap sal beleef? Is jy 'n toegewyde student, leerder, volger van Jesus Christus? Het jy al sy roepstem aan jou gehoor, kom volg my? En ek sal jou 'n visser van mense maak. Het jy toe die Here Jesus se roepstem hoor, uit berou oor jou sonde weggedraai van 'n lewe van sonde en selfsug na hom toe? Het jy jou geloof in Jesus Christus geplaas as jou verlosser van sonde? Het jy hom begin gehoorsaam as die Here van jou lewe en is jy steeds vandag besig om hom te gehoorsaam as die Here van jou lewe, jou leermeester? Jy weet, daar is soveel belydendes wat die naam van Christus bely, sê dat hulle Christen is in die kultuur-Christenskap rondom ons. Wat voel, hulle sal na 'n erediens toe kom, hulle sal moeite doen om hulle stukkie Bybel sporadies te lees, hulle skietgebedjies op te sê, maar wanneer hulle in die res van die week aangaan, dan wil hulle eie lewe leef. Jesus moenie inmeng nie. Hy moenie vir my sê hoe ek 'n pa moet wees, hoe ek 'n ma moet wees nie. Hy moenie vir my sê hoe ek 'n werknemer moet wees nie. Hy moenie vir my sê wat is goed en reg en aanvaarbaar vir my nie. Nee, geliefdes. Jy en ek wat glo in Jesus, wat werklik wedergebore is, die disippels van Jesus, ons is vrygekoop deur nie verganklike dinge soos silwer of goud nie, maar deur sy kosbare bloed. En daarom behoort ons nie meer aan onsself nie. Ons is sy eiendom. Onthou jy toe jy die belydenis afgelê het deur die doop? Jy is gedoop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, wat onder andere aandui daar het 'n oordrag van eienaarskap plaasgevind. Jy is nie jou eie meer nie, jy behoort aan ons drie-enige God. En die wil van die Here geld vir ons, dat ons die knie buig voor hom, wat ons huwelike aanbetref, wat ons werk aanbetref, wat ons verhoudings aanbetref, wat jou verlede aanbetref, wat die seksuele aanbetref, wat ons rolle in die huis, in die kerk, in die gemeenskap, by die werk aanbetref, wat musiek aanbetref, wat modes aanbetref, wat rus aanbetref, wat jou stokperdjie aanbetref, wat ouerskap en selfs aftrede aanbetref, al hierdie dinge. Is jy 'n toegewyde student, leerder, volger van Jesus, wat by hom leer, deur sy instruksie, deur sy lewensvoorbeeld, en wat besig is om te verander deur jou gehoorsaamheid aan sy woord en gees, om meer soos hy te word. Ek wil bietjie toepaslik raak. As ons sê disippelskap behels toewyding, wil ek vir jou vra, is jy toegewyd as 'n volger van Jesus, en is jy toegewyd aan die middele van disippelskap? Is jy toegewyd tot die woord van God? Is dit 'n kerndeel van jou lewe om die Bybel te lees en te bestudeer? Is jy toegewyd aan gebed? Is jy toegewyd tot gemeente? Om eredienste by te woon, ja, dit is uiters belangrik, maar meer nog om te skakel binne die kuddegroepe hier in Antipas met jou ouderlinge, om te skakel met mede-lidmate, om te skakel binne die bedienings van die kerk waar disippelskap aangemoedig word deur leer. As ons sê disippelskap impliseer transformasie, is jy bereid om te erken dat jy nog nie vandag soos jy hier sit lyk soos Jesus Christus ten volle nie, en dat jy 'n behoefte het, dat dit nodig is vir jou om nog getransformeer te word na daai beeld?
dat disippelskap nodig is in jou lewe. En is jy bereid om jouself te onderwerp deur gehoorsaamheid aan die woord van die Here om te verander? Hoe jy omgaan met jou tyd. Hoe jy omgaan met jou besittings. Hoe jy omgaan met jou geld. Hoe jy omgaan met die mag en die invloed wat die Here jou gegee het oor ander. Hoe jy omgaan met die mense rondom jou. Hoe jy omgaan met die kerk waarvan jy deel is. En natuurlik, dis nie net omtrent Christen wees wat ons uitgedaag word nie. Dit wat ek vanoggend voorhou, daag ons ook uit om radikaal te herdink en onsself te heroriënteer met betrekking tot kerk wees ook, né? Want as ons sê disippelskap behels verhouding, is jy bereid om gasvry te wees, om jou huis en jou hart oop te stel vir jou medelidmate in jou plaaslike kerk? Is jy bereid om te peter aan jou skedule, om dit te verander, om tyd te maak vir medegelowiges, die wat die Here saam met jou in hierdie liggaam gebind het? Is jy bereid om in jou kar te klim, om ander te gaan besoek, nie net in die hospitaal nie, maar om hulle te bemoedig, vir hulle te bid, saam met hulle Bybel te lees, tyd met hulle te spandeer? Is jy bereid om tyd te belê in verhoudingsbou met die wat vanoggend hier voor jou, agter jou, langs jou sit? Is jy bereid om te deel in hulle lief en leed en hierdie pad van disippelskap saam met hulle te stap in verhouding? En as ons sê dat disippelskap behels mentorskap, is jy bereid om jou lewe binne die konteks van verhouding te deel met diegene wat hier rondom jou sit? Die positiewe ja, maar ook die negatiewe. Om weerloos te wees, die masker af te haal, mense jou te laat sien vir wie jy is, en om 'n inspraak dan te ontvang in jou lewe. Ons hou nie daarvan nie. Ons is so gekant daarteen, my Christenskap is my eie saak, dit het niks met niemand anders te doen nie, dis verkeerd, geliefdes. Bybelse Christenskap is 'n Christenskap in die konteks van gemeente, en ons moet toelaat dat ander inspraak in ons lewe hê om aan ons instruksie te bied, of die instruksie van Jesus deur die woord voor te hou, om ons te ondersteun, om ons aanspreeklik te hou, om ons selfs te vermaan en tereg te wys. En as ons sê disippelskap behels reproduksie, natuurlik, is jy bereid om soos Jesus te gaan? Daar waar die Here jou geplaas het in die wêreld en met die evangelie, vir geleenthede te soek, te bid en te gebruik om die evangelie te verkondig aan ongelowiges, aan die wat reageer, om hulle te bearbei, te nooi, te begelei na die kerk toe waar hulle gedoop en deel kan word van die geloofsgemeenskap, en om dan ook in hulle lewe inspraak te hê, saam met die kerk, om instruksie weer aan hulle te bied, aan hulle ondersteuning te bied, hulle aanspreeklik te hou en hulle tereg te wys soos wat dit nodig is, sodat ons almal saam binne die konteks van hierdie gemeente kan groei as disippels van Jesus Christus wat God verheerlik deur gehoorsaamheid aan sy woord, deur die instaatstelling van die Heilige Gees. Ek wil vir julle huiswerk gee, gemeente. Gaan huis toe. Hierdie week gaan lees Handelinge 2 vers 37 tot 47 en kyk hoe daardie vroeë Christen gemeente net na die uitstorting van die Gees geleef het rondom die waarheid. Al die elemente wat ek vanoggend voorgehou het aan julle, sal julle daar sien in daai geloofsgemeenskap. Gaan soek hulle en begin bid dat die Here van jou en my en van ons as 'n gemeente toenemend sal maak God verheerlikende disippels, wat disippels maak. Ek sluit hierdie boodskap af net met hierdie woorde, gemeente. Om disippels te wees en disippels te maak in lyn met die groot opdrag vir ons gaan meer van ons verg. Jy sien, dit gaan verg dat ons intentioneel is, dat ons doelgerig is, dat ons proaktief sal wees as studente, leerders, volgers van Jesus, in terme van sy instruksie en lewensvoorbeeld, en om ander te help. Dit is jou vlees, dit is jou sondige natuur, wat gemaksigtig is, in daai, moet ek het genoem, daai groef van gemak, om maar net te poog om nou en dan 'n stukkie Bybel te lees, te bid, en 'n erediensie by te woon hier en daar,
terwille van die sis van jou eie gewete. Dis jou vlees. Geliefdes, ons het nodig dat die Gees ons lei om disippels te wees en disippels te maak. Die Here roep ons op tot dit om getrou te wees, om effektief te wees in terme van sy groot opdrag wat ons vanoggend in Matteus 28 vers 18 tot 20 gelees het. Laat ons ag slaan deur die werking van die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons dank U, Here, dat U in ons midde was vanoggend en dat U met ons praat. Here, ons hoor hoe U woorde aan U oorspronklike disippels voor die hemelvaart deur die eeue heen ekho in U woord. Ons is vanoggend blootgestel daaraan dat U gesê het op grond van U gesag as God, Here, Heerser, dat ons moet gaan en disippels maak deur hulle te doop en hulle te leer. Here, help ons eerstens om te verstaan wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Here, om ons kruis op te neem, onsself te verloon en U te volg. En dan ook om ander te help en by te staan om disipels te wees binne die konteks van verhouding, mentorskap ensovoorts. En soos wat hierdie reeks aangaan, wil ek bid dat U ook vir my sal begelei, Here, en wat ek voorhou en waar ek klem plaas, sodat ons gehelp mag word as 'n gemeente, dat in hierdie jaar wat voorlê en die jare wat voorlê, Here, dat ons 'n voorbeeld sal wees vir gemeentes rondom ons in die groter kerk, van wat dit beteken om Christen te wees, wat dit beteken om kerk te wees. Dat ons sal terughervorm na die skrifte toe, omtrent hierdie kwessie. En dat ons elkeen erns sal maak, deur die werking van die Heilige Gees, oor disippelskap. Help ons hierin, Here. Ons dank U en vra dat U ook nou met die afsluit van hierdie erediens, die sing van die slotlied, die seënbede, die samesyn, dat U sentraal sal wees. Here, dat U ons sal, U self sal verheerlik in ons midde. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. In die verhewe naam van ons Here Jesus Christus, mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees, vandag en in die week. Amen.